Welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort in ons studie. 1 en 2 Korintiërs. En vandag se onderwerp is die krag van Jesus se opstanding. Maar voor ons begin, Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg dat ons nou u woord kan open. Ek bid asseblief dat u op spesiale wyse vir ons dit duidelik sal maak, ons oë sal oopmaak en ons harte sal oopmaak en sag sal maak vir u waarheid. Lei ons nou, is my gebed in u naam en amen. Amen. So ons titelteks kom uit 1 Korintiërs 15 vers 14 tot 17 en dit sê: En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs. Ook julle geloof, en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het. Wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sonde. Ja, dit is Kijk, kom ons sluit af. dit is so net mooi opsommend. Partykeer gee Paulus hierdie nuggets, né? Ander keer is hy so langdradig. In elk geval. Ja, ek dink die kern is dat Jesus het vir ons gesterf. En dit is in my plek. Dit is wat ek verdien. En as hy nie opgestaan het nie, is die dood en die sonde nog steeds daar. En die sterwe se krag, ek wil amper sê, dit word nie volbring as daar nie die opstanding is nie. Want hy is die lewe. Hoe kan die lewe geur doodgaan? So, die feit dat hy opgestaan het, is dat daar's oorwinning oor die dood, oor die penalty of sin, wat is die Afrikaanse woord wat ek soek? So ja, daar sou andersins geen hoop gewees het van uitkoms, as dit nie so was. So ons is, ja. En dit gaan nou baie mooi in ons volgende gedeelte, om Jesus se opstanding te verkondig. Ja, en ek het in 'n lekker rabbit hole gegaan. Ek het probeer om het te contain, maar dit is belangrik. So, ek het onthou dat die Sadduseërs het nie in die opstanding geglo nie. Ja, van die dode nie. So, dit is 'n belangrike punt wat dan hier uitkom. Wat het hulle dan eintlik geglo? Vertel ons. Josephus, die Joodse geskiedkundige, het verduidelik dat hulle basies nog steeds in die vergifnis en versoeningsgedeelte geglo het, maar dat daar nie 'n ewigheid is wat hulle voor kan wag nie, en dat enige loon slegs in die huidige lewe, jy weet, gevind kon word in die vorm van seëninge. So dis amper soos 'n prosperity gospel dan, want soos hoe anders dan meet jy jou versoening met God, of die loon van dat jy versoen is. En dis hoekom hulle miskien so sterk opinie gehad het op mense wat miskien blind is, of wat gebreke gehad het, want hulle het geglo, jy is vervloek. ja, as gevolg van jou slegte dade, of jou ouers se slegte dade, of wie dit ook al mag wees, wat daar die effek dan gehad het, want jy het nie die seën van God in jou lewe nie. En wat ook dan daarbij gepaard gaan op die ou end, dan is dat die dood is finaal. As iemand afsterf, dis dit. So, Jesus het vir hulle natuurlik gesê, toe hulle nou gevra het oor die vrou wat 7 maande gehad het, en daai hele storie dit om is, Matteus 22, vers 31 en 32 lees. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees, wat tot julle deur God gespreek is nie. Ek is die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob. Jy het dit gelees nie, is vraai nou. En wat teen die tyd, daai 3 is al lang al dood, hè? Want het was deur Moses geskryf. God, praat Jesus verder, is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. So dus, God is oor die lewendes, omdat die wat in geloof in hom sterf, nie dood sal bly nie. Hy is God oor die lewendes. Wat noem Jesus dit? Hy noem dit 'n slaap.
Ja, ek is nou by soos 'n you know. Okay. Ja. En ons hulle later gaan ons bietjie daarna kyk. So hulle sal opgewek word om hierdie stelling te bevredig, want God is nie 'n leienaar nie. Okay? Hy is die God wat oor die lewendes heers. En ek het toe hierna die historiese bewyse van die opstanding 'n bietjie gaan kyk. Okay? Dit is my super inligting gewees. Ag, praat heeltemal nonsens nou. Super interessant gewees. En super wat inligting. Super inligting gewees, ja, okay. So, want die opstanding is iets wat verkondig moet word, né? Dit is uiters belangrik dat dit nie 'n fabel is nie. Ons kan nie iets gaan verkondig wat ons nie van seker is nie. En eerstens, bevestig geskiedenis sonder twyfel. Jesus het geleef as 'n regte mens wat kan gesien word, hy het bestaan. En ook dat hy werklik dood is van 'n buite source, ekskuus, my Afrikaans is nou pragtig vandag, van Christendom of Joodse of enigiets. Dit is selfs die Romeinse geskiedkundige, wat sê die ou se naam, Tacitus, ek weet hoe om dit uit te spreek. Tacitus. Dit klink baie maklik. Verskoon my vrou vanaand, sy is te opgewonde. En soos die feit dat hy deur kruisiging gesterf het, is opgeskryf deur die Romeinse geskiedkundiger. En hy het geen simpatie gehad met Christendom nie. Maar hy het geskryf dat in die tyd van Tiberius is Jesus deur Pontius Pilatus doodstraf gegee. En Josephus, die Joodse geskiedkundige, het dit ook geskryf. Die argeologiese bewys pas ook perfek hierby in. En dan kyk ons, wat van die opstanding? So, is bietjie moeiliker om 'n leë graf, want dit is nie regtig bewys van iets. Jy kan nie iets bewys deur niks nie, jy weet? So, ons weet nie waar presies die graf was. Dit is ook nog daarby, ja. So mense spekuleer, ek weet daar is baie mense wat video's gemaak het daaroor, dat hulle glo dit vas dat hierdie plek is waar die graf, jy weet. En daar's 'n paar mense wat baie sterk voel oor. Maar ons kan nie versekerd weet nie. Maar weet jy, ons het ook nie dit nodig nie. Wat eintlik interessant is dan, dat Paulus se briewe is een van die vroegste geskrewe bewyse daarvan. Insluitend die wat nou aan die Korintiërs is, wat ons sal sien. Dit is vroeër dokumente, selfs as die evangelies, en selfs as die historiese dokument van die Romeinse geskiedkundige Tacitus en Josephus, is nog vroeër. So, ja. Dis baie interessant. Ja, so dit is, en hoe vroeër, dis die ding, hoe vroeër het geskryf is of verkondig is, hoe nader aan die actual event, ek sukkel vanaand, ja, is hoe meer akkuraat is dit, want daar's nie tyd vir legende om te gebeur nie, mense gaan vir jou snaaks aan kyk as jy nou ewe skielik iets sê, wat ja, dit is so, ek stem saam met jou, dit is definitief die geval. Deel van, maar ons moet ook baie duidelik verstaan dat die kultuur van daardie tyd is heeltemal anders dan waarna ons vandag leef. Ons is vandag baie sleg om te onthou. As ons teruggaan in die Bybelse tyd toe, het baie min mense die voorreg gehad om te kon lees. Baie min mense die voorreg gehad om te weet hoe om te skryf. So, dit was net 'n sekere hoeveelheid mense, baie min eintlik, wat geweet het om te skryf en geweet het om te lees. So die manier hoe hulle gekommunikeer het en die manier hoe hulle dinge oorgedra het, was nie deur boeke nie, maar eintlik word of mouth. Ja, dit is stories wat oorvertel is. En so daar's baie mense wat sê, ja, maar jy weet, dit is so wat jy sê, so legendes begin en dan, jy weet, sterkies by en wat ook al, soos, jy weet, sovoorts. Maar in daardie tyd was dit eintlik baie ernstig opgeneem. Wanneer sekere dinge oorgedra is in die volgende geslag, is dit nie sommer maar net, ek gaan vir jou 'n storie vertel en dan gaan dit beter laat klink en dan, dit was ernstig opgeneem. Want dit is hoe hulle mekaar opgevoed het en hulle kinders opvoeding gegee het, was deur om daardie oor te vertel.
want hulle het geweet, hierdie is belangrike dinge Ja. om aan die volgende generasie oor te dra. So dit is waar wat jy sê, maar aan die ander kant is dit ook dat daar is baie keer dinge later geskryf, wat deur generasies oorgedra is, Ja. maar omdat hulle dit so ernstig opgeneem het, weet ons dat dit die waarheid is. Dink jy aan 'n spesifieke voorbeeld? Daar is so baie voorbeelde, as ons nou met begin. Okay, nee, ons gaan nie by daai rabbit hole af. Ja, dit is soos, anders te gaan as heeltemal van die, maar die punt is, daar is baie keer bewyse gevind van ander geskiedkundiges wat dinge neergeskryf het, en waar daar dan die Bybelskrywers dit eers later geskryf het, en dit stem perfek ooreen. Weet, so, ek wil maar net daai punt gemaak het. Okay. So kom ons lees 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8. Dit sê, want dit is nou die eerste historiese bewyse, okay, wat neergeskryf is nou. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Dis 'n baie belangrike punt daai, volgens die skrifte. En dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. En dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn ook aan die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommiges al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus. En as ek dit nou reg het, is Jakobus, hierdie Jakobus, Jesus se halfbroer. Okay? Daarna aan al die apostels. En laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. So ons sien hierso, Paulus die kennis van die opstanding ontvang het. En die dood natuurlik van Christus, maar dit is wat hy oorgelewer het aan die Korintiërs. En soos wat hy hierso skryf, dat talle mense, en meeste van nog op daai tydstip, was nog lewend. En hy kon gesê het, dit is nie net ek nie, daar is mense wat nog lewe, wat dit gesien het, ooggetuies is van dit. En hy noem toe dat hy self ook Jesus na die opstanding gesien het. En hy verwys natuurlik na die ervaring op die pad van Damaskus, waar hy direkte ervaring ja, Jesus gehad het. Ja. En hy verwys dan na die ervaring wat hy op die pad na Damaskus toe met Jesus in persoon moes daar ervaar het. En dit is na Jesus se opvaring, so dit is dat hy al opgestaan het natuurlik. So hierdie ooggetuies bewys dat dit nie net 'n tradisie is nie, of 'n legende, soos wat 'n stertjie bygekom het daarna nie. Maar dat dit reg by die gebeurtenis self nog geglo was, wat sterk historiese bewys dan lewer. Maar Paulus self is ook nog 'n interessante bewysstuk in die sin dat hy was iemand wat letterlik vervolging geplaas het. Hy het nie simpatie gehad met Christendom of Christendom of enigiets soos wat, hy was teen dit. Die teenoorgestelde van simpatie. Letterlik, ja, so Hy het gaan om hulle dood te maak. presies. So, Met sy volle energie het hy letterlik hulle gaan gevangenis neem om te laat dood. En so hy was nie 'n disipel wat getreur het en nou enige iets net soek om, hy is nou weer, uit opgestaan nie. Dit was glad nie sy missie nie. So daar moes werklike ontmoeting met Jesus gewees het vir hom om te oortuig te word dat dit werklik die waarheid was. So in 1 Korintiërs 15 skryf hy hoe hy die evangelie gegee het. En hy herhaal 'n paar keer dat dit volgens die skrifte is. En in ander woorde, dit wat voorspel was, is vervul. Romeine 1 vers 2 lees, hierdie evangelie het ons vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig. So, om die opstanding van Jesus te kan verkondig, moet ons sien in die Bybel, dit was voorspel en dit was vervul. En dit was histories. Okay, so, en ek sal my gedeeltjie nou afsluit met Johannes 20 vers 29 wat sê, Jesus wat eintlik sê vir Thomas, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo.
Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Dis interessant, op daardie punt. Laat my dink, daar's 'n paar kere wat Jesus dit genoem het, waar hy gepraat het spesifiek van mense wat groot geloof gehad het. En daar's een keer waar Jesus spesifiek gesê het, as ek dit reg onthou, groter geloof in Israel is nie gevind nie. En hoekom het Jesus dit gesê? Dat die persoon het geglo sonder dat hy gesien het. Hy het gesê, Christus het mag, hy het autoriteit, en dit wat hy sê, sal gebeur. En is dieselfde konsep wat Jesus hierso sê, dat ja, jy het gesien, jy het geglo, maar salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. En ek dink baie keer in ons eie lewe, die Here is genadig. Baie keer vra ons vir 'n teken, ons is nie seker nie, moet jy weet, ons is twyfel 'n bietjie. Die Here is genadig en hy gee baie keer vir ons 'n teken. Ek dink baie keer moet ons net 'n bietjie vertrou en nie vra vir tekens as dit nie nodig is. Is nie wat ek sê. Ja, dat is my net 'n gedagte gewees. Nou, die volgende gedeelte, die verreëse Christus, ons enigste hoop. Nou Paulus het hierdie hoofstuk nou begin deur die evangelie self op te som en na ooggetuies te verwys, soos wat jy nou gepraat het, wat Jesus na sy opstanding gesien het. En ons sien dit is baie duidelik geskiedkundige feit en dit is nie gebaseer op, ek wil amper sê blinde geloof nie. Nee, want dit is baie keer wat mense opstaan, is 'n blinde geloof. Nou dit is teen hierdie agtergrond dat hy nou die aaklige gevolge uitspel as die opstanding wat as dit nou nie sou gebeur het nie, né? Die meerderheid van die antieke paganiste, dis nou die mense, die heidene, het nie in 'n liggaamlike opstanding geglo nie. Veral in die Griekse wêreld met sy geloof in liggaam, siel, dualisme. En Paulus begin hierdie gedeelte met 'n retoriese vraag wat sy absolute verbuistering toon. Hoe kan enigeen twyfel dat God die dooies lewendig sal maak? En kom ons lees dit gou vinnig. As dit aangepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, dis nou vers 12 en 14 van hoofstuk 15, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Nou, Paulus kom en hy sê hierdie baie spesifiek vir die kerk in Korinthe. Nou, ons het gesien in die heel eerste studie wat ons gedoen het, oor 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, hierdie kwartaal, dat die kerk in Korinthe was 'n kerk gewees met baie verskeidenheid van mense. Nee? Dis 'n groot verskeidenheid van mense Mengelmoes gewees. van kulture. So, daar was 10 Jode gewees, en van baie ander nasies ook. En ek dink die prentjie wat ek hier so kry is, en jy my maar stop as jy dink ek is verkeerd, maar die prentjie wat ek hier so kry is, dat daar is 'n hele klompie, veral as jy net die hele boek van die Korintiërs werk, daar is 'n hele klompie mense gewees, wat soort van die Christen geloof aangeneem het. En is amper asof hulle meer die waardes aangeneem het van die Christelike geloof, en die idee daarvan, maar nie regtig die volle werking van die Christelike geloof nie. As jy Soos hoe saligheid nou te werk gaan, of ons kan uiteindelik vandag se wêreld dit ook sien, dat daar baie keer is daar mense wat die Christelike geloof aanneem, en hulle self sal Christene noem, maar hulle hou ook vas aan bygelowe, en hulle hou ook vas aan eintlik dit wat hulle voorvaders geglo het. Okay. As jy wat ek sê. So, en dit is problematies, en Paulus spreek dit direk hierso aan, want hierdie mense het spesifiek nie geglo dat dit 'n fisiese dat daar opstanding kan wees nie, want dit is hulle geloof, wat nog altyd was. Maar nou het hulle bekeer, en nou is hulle 'n Christen, sogenaamd, maar hulle glo nie hier nie, want ja, ons glo nie daai nie, ons glo nie die res, maar ons glo nie daai gedeelte nie, want dit is hoe ek dit verstaan nie.
né? Paulus sê dis problematies. Dan gaan hy voort in vers 17 tot 19, en as Christus nie opgewek is nie, hy probeer dit nou te verduidelik vir hulle, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Nou, hy het baie sterk woorde wat hy so sê. En die rede is, hoekom hy dit baie duidelik so stel hierso, is die volgende. Hierdie mense, wat geglo het, wat hy nou hierso noem, het aanvaar die leringe van Jesus. So Jesus het gekom, en ons gaan op die einde van die les gaan ons dit mooi opsom, maar Jesus het aarde toe gekom, en hy het baie, ek sê niet nie, dit was niet vir die mense, maar hy het baie dinge aan die mense oorgedra. Wonderlike waarhede, wonderlike, Duidelik gemaak. ja, en dit het mense getrek, en dit is wat hierdie mense ook getrek het. Maar hulle het nie geglo dat Jesus opgestaan het nie. So hulle het hulle self Christene genoem, en hulle het was in 'n Christelike kerk van daardie tyd, maar hulle het nie geglo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. So wat beteken dat hulle eintlik maar soos die Sadduseërs op 'n manier geglo het, dat Sekerlik, hoe anders dan, want Ja. hoe werk versoening sonder 'n opstanding, dit maak eers vir my sin nie. ja. En dit is wat hy nou hier vir hulle verduidelik. Hy sê, sorry, as julle dink julle gaan gered word, of dat julle van julle sondes, jy weet, vergewe kan word, dan moet julle dit glo, anders dan gaan dit nie werk nie, dit maak nie sin nie. Nou, Prediker 9 vers 5, en dan ook in Johannes 11 vers 11 tot 14, sien ons 'n paar ander dinge, wat ook spesifiek gaan oor die dood. Nou, Prediker 9 vers 5 sê, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. En in Johannes 11 vers 11 tot 13 sê die volgende, hy het gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap. Dis wat ek net vroeër ook genoem het, en Paulus self sê dit hierso in 1 Korintiërs 15 vers, ek dink dit was 6, waar hy gesê het, die meeste nou nog lewe, maar sommiges al ontslaap het. So dit is baie duidelik die bewoording wat gebruik is, dat dit is gebaseer op wat Jesus geleer het. Lazarus ons vriend slaap, terug in Johannes 11, maar ek gaan om hom wakker te maak. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Nou, ek noem hierdie baie spesifiek, want Paulus kom en hy verduidelik die belangrikheid van opstanding. Maar opstanding uit wat uit? Die dood. So dis baie belangrik dat ons moet verstaan die toestand van die dood. En wanneer jy doodgaan, wat gebeur presies? Ons moet dit baie mooi verstaan. Nou Prediker 9 vers 5 sê vir ons gee ons 'n baie duidelike prentjie, dat as ons doodgaan, weet ons niks nie. En ons geen loon meer nie. En ons geen nagedagtenis nie. Daar's niks. Dis baie duidelik sê. En ons het nie nou tyd om in diepte hierin te gaan nie, maar as dit deur die Bybel gaan, daar is hordes teksverse wat dieselfde boodskap vir ons oordra. Ja, sê hulle klomp in Psalm ook. Ja. Nou om terug te kom na 1 Korintiërs 15 toe, sien ons hier 'n paar dinge. En eerstens sien ons, as Christus nie uit die dood uit opgewek is nie, wat ons nou sien in vers 13 en 16, dan, wat help het? Dis problematies. Nee? Dan sien ons ook, dat die prediking wat ons het, die geloof wat ons het, die inhoud van dit alles, nee, is dan 'n valse getuie. Want ons is eintlik, sê ons vir die mense, Iets wat ons nie kan ja, staaf ons bring die boodskap oor, dat Jesus gaan jou sondes vergewe, en mense aanvaar dit, maar waarop is dit gebaseer? En dit is deel van die eintlike, amper sê, dis die fondasie van die verlossingsplan, dit is, Ja. nee?
En as ons daai fanasie wegvat, wat bly oor? Niks. Nou ek wil vinnig terugkom na hierdie gedeelte toe, wat Paulus nou hierso in vers 17 en 19 met ons deel. Daar sal baie mense wees wat nou sal kyk en sê, ja, ons weet dit is mos nou so, right? Maar wat word verkondig vandag in baie kerke? Wat word vandag geleer in die teologieskole? Nou, toe ek 'n kind was, ek was seker so rondom 10 jaar oud, 11 jaar oud, as ek dit reg onthou, het daar 'n klompie video's wat uitgegaan het van die Jesus seminar. Nou, ek weet nie self van hulle gehoor het nie. En dit was begin deur Robert Funk, as ek nou sy naam reg uitspreek. En die hele ding wat hulle daar so oordra is dat, en dis nou Christene, sogenaamd, wat sê dat Jesus het nooit uit die dode opgestaan nie. Dis waarop dit neerkom. En hulle het die amper die hele beweging begin met dit, en orals rondgegaan en seminare aangebied, om vir mense nou te wys, spesifiek vir kerke en vir Christene te wys, dat daar is nie regtig enig bewys nie, dat Jesus opgestaan het, en sekere mense, nie noodwendig die Robert Funk self, as ek het reg het nie, het selfs ook gesê dat, ons weet nie regtig selfs dat Jesus bestaan het nie. So dit was hulle, dan hulle self Christene genoem. Ja. Nou, hier is die ding, Dit maak glad nie sin. Nou, maar hier is die ding, laat ek het so terugkom. Ons kan kyk, en dit is is malligheid, hè. Diezelfde persoon, wat betrokke was, of selfs in beheer was van hierdie Jesus seminar, was gebruik in baie teologieskole om lesings aan te bied. Wêreldwyd. Nee? En dit is hoekom ek spesifiek wil terugkom na wat Paulus hierso vir ons sê. Is van hierdie mense verkondig dit, wat Paulus hiervan praat, dat Jesus nooit opgestaan uit die dode nie. En Paulus sê, maar weet jy wat, nee? Hoe dom moet jy wees, jammer dat ek dit so stel, maar dit is die waarheid, dat jy jouself 'n Christen noem, nee? Maar En jy glo nie die fundamentele Christen gebeurtenis nie. nie net dit wat die disippels gesê het nie, maar Jesus se eie woorde. Ja. Hoe noem Nie jy net jouself een Christen? keer nie, hoeveel Paar kere keer, ja. dat hy oor en oor gesê het, dat hy gaan uit die dood uit opstaan. Verstaan nie? So, Hy self sê dit is 'n vervulling van die skrif, so Ja. dit is oor en oor daar. ja. So, en dit is hoekom dit so 'n groot probleem is. En was 'n gedeelte waar Matthew Henry, hy stel dit baie mooi. Hy sê, die leerstelling van Christus se dood en opstanding is die fundament van die Christelike geloof. Neem dit weg en al ons hoop vir die ewigheid sink onmiddellik. Absoluut. So, ja. en dit is die hele punt. En dit is hoekom dit vir my so, die vyand is so besig, nee, Ja. met al hierdie tipe dinge wat insypel en in die kerk inkom. En hoe dit probeer by die predikante waar hulle opgelei word, want dit is natuurlik die kern, want dit is die predikante gaan weer die kerke verder leer. En dat Jesus is die fondasie. En ons gaan later sien hoe belangrik dit is, dat hy moes opgestaan het. Ja, en ons kyk na die eersteling van wat gesterf het, Christus. As ons kyk die bewoording van Paulus hierso in 1 Korintiërs 15:20 tot vers 20 tot 23. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, dis nou Adam, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus, wat mens geword het, lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. So, dit is eintlik 'n Ou Testamentiese idee van die gerwe, die eerste gerwe wat geoes was aan God
gegee. Of het nou offer was, of het 'n wyfoffer was, ek is nou nie 100% seker nie. Maar dit as 'n belofte, of 'n verteenwoordiging van wat nog sou kom. Van die oes. Dankbaarheid bewys. Ja. En so alhoewel Jesus nie letterlik die eerste in die Bybel is wat opgestaan het nie, verwys dit nie eintlik na 'n eerste in gebeurtenis nie, maar eerste in prioriteit of belangrikheid. Nou ek wil graag 'n punt maak. Dit is waar wat jy sê. Maar Jesus is die eerste een wat opgestaan het uit die dode uit. Want hy het self opgestaan. Maar hy is ook die enigste een. Ja, maar hy is die ding. Dan kan jy sê, daar's 'n tweede een wat uit sy eie uit opstaan nie. So om eers te... Nee, maar luister, die punt wat ek maak. Okay. So ons weet dat Moses het dood gegaan. Ja. En hy is opgewek. Ja. Hy was opgewek deur Christus, ja, deur God. Verstaan jy? En natuurlik Elia is reguit. Ja, toe. Dit is so, en Henog. So hulle het nie die dood gesien nie. Maar die punt wat ek probeer maak is dat Jesus was die heel eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. Want hy het self uit die dood uit opgestaan. Hy het uit sy eie krag uit opgestaan. Hy het nie opgestaan, hy was nie opgewek gewees nie. Verstaan jy? Ek hoor jou, maar daar is skrifte wat ook sê dat die Vader het hom opgewek. So Nou, alles een. Alles een, okay. Maar jy hoor wat ek sê, dit was nie... Ek hoor wat jy sê, maar dis 'n technicality. Dit was nie soos Moses, wat... Hy kon net sy eie uit opgewek. Maar die hele punt opgestaan van het die nie. eersteling is dat dit is daarop gebaseer. Moses sou nie opgewek kon word as daai guarantee van Christus nie daar was nie. Ja. Okay? Soos my pa altyd sê, dat Vooruitbetaal. Moses en Abraham en al die mense wat gered is in die Ou Testament, is op krediet. Verstaan? Want Vir iets wat nog die betaal- prys was nog nie betaal nie. Ja. Maar hulle is gered, maar die prys nog nie betaal nie. Maar hulle is op presies dieselfde manier gered as wat ons gered is. Ja. So, Moses, ek moet sê, ek is nie 100% seker nie, het Moses 'n verheerlike liggaam ontvang toe hy opgewek was? Natuurlijk. Het interessant. Ek dink my het gewonder. Nou is hy eerste van almal. Of dalk is hy nog my eerste, ek weet nie, maar in elk geval. Maar al die ander wat opgewek was, het 'n normale dood weer daarna gelei. Lazarus, hy moes maar 2 keer sterf. Ja, okay, so Jesus se opstanding is die waarborg en die rede waarom elkeen wat in hom opstaan, wat in hom glo, die ewige lewe kan kry. In Romeine 6 vers 9 sê, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is, uit die dode nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. So eers dan terug na 1 Korintiërs vers 22, want soos hulle almal in arm sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Okay? Vers 26 sê, die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Okay. So 'n bietjie verder vra Paulus 'n paar, ek dink dit is al retoriese vrae, wat nogal vreemd klink. Ons lees Dis Paulus vir jou. Ja. Vers 29. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop? As die dode geheel en al nie opgewek word nie. Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Waarom is ons ook elke uur in gevaar? Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. As ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? Klink so 'n bietjie soos vers 8 hoofstuk 13. As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan maar eet en drink, want môre sterf ons. Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Dis soos wat jy gesê het, dat hulle noem hulle self Christene, maar hulle ken nie die waarhede nie, hulle ken nie God nie. Hierdie prentjie wat ek hierso kry is baie soos vandag se ateëste. Nee? Want vandag se ateëste, meeste van vandag se ateëste, nee, bly in plekke waar hulle Christelike waardes geniet.
Dis waar. né? So meeste van jou westerse se konstitusies, se wetgewings, die basis daarvan. Die morele standaard. Ja, maar die basis Ja. daarvan, selfs die wetgewings en die manier hoe die regstelsel werk en al die begoede, is tegnies maar gebaseer op die Bybel, né? Dis wat dit is van waar dit kom. En so hulle geniet dit wat eintlik Christelike sisteem is, eintlik 'n Christelike waardes het. En maar hulle glo nie in God nie. Dit is baie interessant as jy met baie van hierdie mense praat en as hulle eerlik is, want nie almal van hulle is eerlik nie, maar die wat wel eerlik is soos in ja, ons is soos diere. Verstaan jy? En dit kom maar op neer dat soos in, maar wat maak dit dat verkeerd is dat ek jou dan sê maar doodmaak, né? Hulle kan nou nie regtig dit antwoord nie, want daar's nie morele waarde, want daar's nie so iets, dit is alles opgemaakte goed. Verstaan jy? Want hulle kan nie terugwys na God nie, hulle kan nie terugwys na die Bybel. Die morele standaard, ja. En so die hele punt kom terug na, jy het hierdie waardes waarvan jy hou, maar jy het die een wat die waardes gegee het, Verwerp. wil jy niks van weet nie. En dis amper dieselfde hierso is dat, ja, ons hou van hierdie goeie dinge wat Jesus vir ons kom leer het, en dan wat die apostels ook dan aan ons kom deel het, maar ja, ons aanvaar amper nie dat die een wat het gegee het, jy weet, opgestaan uit die dode uit, en dat hy eintlik God is nie. So, wat vir my die meeste hierso bietjie soos in, wat sê jy nou eintlik hierso Paulus, is daai gedeelte van, waarom laat jy hulle nog vir die dode doop? Okay. Daar's geen indikasie dat Paulus sê, jy kan namens iemand wat dood is, gedoop word nie. Okay. So moet daai net daarso sê. Want soos ek het lees, kom dit eintlik daarop neer dat sonder die opstanding is ons geloof mos nutteloos, soos ons nou gesien het. Soos wat baat dit as ons gedoop word, of as ons aan lyding of gevaar of vervolging onderwerp word, as daar nie uiteindelik opstanding vir ons gaan wees nie, want daar's 'n ander interpretasie ook wat sê, dit kan dalk aandui dat die wat gedoop is en afgesterf het vir hulle geloof, in hulle voetspore sal volg. Jy weet dat hulle soos en sê, maar ek sal maar ook gedoop word en maar gesterf, en Paulus sê nou hierso, maar wat help dit as daar nie opstanding is nie? Wat help het jy vat daai pad, jy is bereid om dit te doen, maar vir wat? Want dan kan jy net sowel geniet om net vandag, dis al wat jy het, tipe ding. So, ja, alles kom daarop neer dat dit baat nie, as daar nie 'n opstanding is nie. En ek moet sê, as mens net terug gaan Genesis toe, wat het Adam en Eva verloor? Die ewige lewe. Hoekom moes Jesus sterf? Om het weer terug te kry. Die dood is die loon van die sonde. Om werklik daardie loon te betaal, beteken dat die dood nie meer enigstens deel van 'n prentjie moet wees, van die aftermath of salvation. Okay, so 2 Timoteus 1 vers 12 sê vir ons, Paulus wys dat ons daarso, dat hy gerus was in sy toekoms. En juis omdat hy die een ken, in wie se hande sy toekoms is. So ons lees dit en dit sê, om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge. Maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. En ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. So ons kan ook hierdie sekerheid ons eie maak. Nou die verreëse liggaam uit die dood. Jesus het opgestaan. Nou omdat Jesus opstanding 'n geskiedkundige feit is, het ons die versekering dat elkeen wat in Christus gesterf het, by sy wederkoms uit die dood opgewek sal word. Soos ons gesien het, hy is die eersteling. En Paulus illustreer hierdie waarheid ook met die doop. Want die doop is 'n simbool van die dood en dan die opstanding uit die dood uit. Net soos wat Jesus gesterf het en opgestaan het, net so met ons ook sterf vir self, vir sonde, en dan opstaan as 'n nuwe mens. As ek nou dink, daar's 'n paar dele in 2 Korintiërs, waar Paulus baie van hierdie onderwerpe weer bespreek. En dan dink ek het soos, was hulle net bietjie hart van horend? In elk geval, ja.
Nou, ons gaan 'n paar teksverse lees. Ons gaan voort in hoofstuk 15, vers 36 en 38 sê, dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. 'n saaitjie. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrel sy eie liggaam. En dan vers 42 tot 44, so is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. So, en dan wil ek graag vir Filippense 3 vers 21 ook by dit noem, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Nou, as ons vinnig kyk na vers 36 en 38, sê dit baie duidelik dat die liggaam soos 'n saadjie is, wat eers moet doodgaan, ten einde die wonderbaarlike transformasie tot 'n plant kan oorgaan, né? Ja, hy moet in die grond begrawe wees. Nou, beteken dit daar gaan mense, ons moet nou eers doodgaan, voordat ons kan hemel toe gaan of ewige lewe hê? Dit is nie wat Paulus hierso sê nie. So die hele punt hoekom hy dit spesifiek noem is die voorbeeld van die doop. Is dat, ja, Jesus gee vir ons ewige lewe. Maar vir ons om daardie lewe te kan aanvaar, moet ons sterf vir sonde. Ons moet doodgaan. Met 'n dood ondergaan. Ja. En dit is hoekom die simbool van die doop baie belangrik is. Dit moet gedoen word. Daar word baie duidelik in die Bybel gesê dat die wat nie dit doen nie, sal nie hemel toe gaan nie. Dis hoe sterk dit is. Nou, daar's uitsonderings. Ons weet die dief van die kruis is nie gedoop nie, né? Maar Jesus ken die hart. Maar die simbool is baie groot en sterk daar gestel vir ons, want dit is 'n publieke besluit wat ons moet maak. Maar, dit gesê, is dit die begin van die res van jou lewe, jou nuwe lewe, waar jy elke dag moet sterf. Dit het Paulus ook gesê. Nee? Paulus sê dit, soos die sê, het dit baie mooi gestel. So, elke dag moet ons hierdie dood sterf. Maar soos wat ons weet, ons sondig. Ja, soos ons elke liewe dag gedoop, oor en oor ons gaan nie elke dag geword het. opnuut gedoop word, weet, ons gaan nie na kerk toe gaan, word gedoop, of waar ook al jy gedoop word, of gedoop was nie. Maar die hele punt is dat ons moet deur daardie proses gaan, sodat daar kan groei plaasvind. En as ons agterkom in ons geestelike lewe dat daar is nie regtig groei wat plaasvind nie, dan moet jy weet, die rede is omdat jy nie doodgaan nie. Ja. As daar nie groei is nie, beteken dit, jy gaan nie genoeg dood nie. So, dan moet jy net weer eens bid, vra vir die Heilige Gees, asseblief Here, dat ek sterf vir self, dat ek sterf vir sonde, en dan kan daar groei plaasvind. En dit is die hele punt wat Paulus hierso vir ons uitbring, hoekom dit belangrik is, dat ons vir sonde moet sterf. Maar dan gaan hy voort, en hy gee vir ons hierdie voorbeeld in van vers 40 af aan, waar hy sê dat, soos gesaai word, verganklikheid word opgewek in onverganklikheid. En die hele punt is dat ons doen nie uit onsself nie. Ja. Dit is die krag van God. Nee? Net soos wat Filippense 3 vers 21 vir ons sê, dat ons gaan van gedaante sal verander, gelykvormig word met 'n verheerlikte liggaam. Ja. Dit is, ek kan nie my eie skete Dankbaar, hè? enigiets kan aan doen nie. Dit is God wat dit genees. Dit is God wat dit my liggaam gaan verander, dat dit 'n verheerlikte liggaam gaan wees, wat ek gaan hê vir ewigheid. Ek kan nie wag nie, nee. So, dit is God se krag wat die fisiese doen, maar dit is ook God se krag wat die geestelike doen. So, gaan ek dan met sy wederkoms, wanneer die dode opgewek word, of ek nou lewe of dood is, daai oomblik, gaan my geestelike toestand ook net vernuwe word en verheerliking ontvang.
Is 'n baie goeie vraag dat jy dit vra, né? Nou, in die Bybel, dan sien ons twee baie duidelike, ek wil amper sê pilare, né? Die een is regverdigmaking en die ander een is heiligmaking. En dit is deel van die verlossingsplan wat God vir ons gee. En baie mense fokus op die regverdigmaking, maar hulle skiep die heiligmaking. Hulle kyk nie regtig na daardie proses nie. En dit is 'n proses wat nou al begin. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, wat is die wil van God? Julle heiligmaking. En dit is in die woord self, né? En wat is dit? Dus ons moet sterf vir sonde. Ja. Ons moet elke dag sterf vir sonde, en ons moet die kleed van geregtigheid aantrek, en ek moet in konneksie wees met Jesus. En dan kan daar groei plaasvind. Dit is daardie making wat plaasvind. As jy aan sonde vashou, is daar nie groei. En die twee loop hand in hand. Jy kan nie die een sonder die ander hê. Net soos geloof en werke, is die regverdigmaking en die heiligmaking loop hand in hand. Jy kan nie die een skei van die ander nie. So, wanneer die Bybel vir ons sê, die gedeelte wat, ons gaan in 'n gedaante sal verander, om gelykvormig te word, aan sy verheerlikte liggaam. Beteken dit ek gaan Sondag en doen net wat ek wil, en nou ewe skielik gaan God my hart verander nie. My hart moet nou al begin verander. Ek moet nou al daardie proses aan die gang sit. En dit laat my dink aan Filippense 1:6. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het. So hierdie heiligmaking proses wat God in ons begin, wat sê dit hierso? Hy sal dit voleindig tot op die dag van Jesus Christus. So God gaan hierdie proses aanhou in ons. Ons moet hom net toelaat. Okay? Maar dit daar gelaat. 1 Johannes 3:2. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien soos wat hy is. En dan in Daniël 12:2-3 sê die volgende. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid. Vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. So ons sien baie duidelik hierdie prentjie wat God vir ons in die Bybel oordra, dat daar is definitief dood. Né? En Jesus kom en hy sê vir ons, dis soos 'n slaap. Né? Paulus kom verduidelik vir ons dat die dood is nodig dat ons kan groei. Maar ons het die krag van God nodig Om dit te bewerkstellig. Hy is die een wat ons gaan, wat hy groei gaan laat plaas. Hy is die een wat ons uit ons sonde uit opwek. Nie ek nie. Ek kan nie my eie krag sê, ja nee, ek kan nie wet onderhou. Ja, ek kan dit doen en ek kan dat doen. Ek kan probeer, maar God is die een wat my hart gaan verander. En net so is God die een wat ons liggame, ons fisiese liggame, gaan opwek en in 'n verheerlikte liggaam gaan herskep op die einde wanneer Jesus kom. En uiteindelik sal die dood oorwin word. Ons lees Korintiërs 15 vanaf vers 50. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met sterflikheid bekleed is, onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet, want dit is wat ons veroordeel. Dat hy, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur onze Here, Jesus Christus. Die krag. So, jy het vroeër bietjie genoem van die toestand van die dode. En
toe ek nog kind was, seker so vroeg tieners, onthou ek nog hoe ek vir die eerste keer daai besef en verstaan vir myself het al soos geklik het. In watter toestand hulle rus en wag vir die wederkoms. My oupa, wat oorlede is, hy wag nie in die hemel vir my nie. Hy gaan terselfdertyd wanneer Jesus kom, vir Jesus sien en hom ontmoet. En dan sal die dood nooit weer oorwinning hê nie. So ons kan nou al jubel vooruit. Al sien ons dit nog nie, want God het beloof dat dit gaan kom. En daardie verheerlikte liggaam, wat nie gaan oud word nie, wat nie deur siekte bederf sal word nie, en daardie dag sal ons dit ontvang. Omdat Jesus gesterf het en opgestaan het. Hy het namens ons die dood oorwin. En ja. Dit is vir my so mooi, nee? Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? By die laaste bassein sal die dooies in 'n oomblik en 'n oogwink onverganklik opgewek word. En soos wat Paulus hierso skryf, en in Tessalonisense sê hy, die Here self sal van die hemel neerdal. En die wat Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En hierdie is 'n ware hoop. Dit is nie 'n idee van, jy weet, ons glo dit, maar ons is nie 100% seker, of jy weet, blinde geloof wat van ons verwag word. Nee, dit is 'n vaste hoop. Want daar is baie duidelik gesê, soos wat julle sien, hy wat in die hemel opgaan, net so gaan hy terugkom. En ek wil graag afsluit met 'n paar dinge. Een van die is hierdie gedeelte, wat kom in die Koning van die Eeue, dit sê, die goddelikheid van Christus is die gelowige se versekering op die ewige lewe. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Hier kyk Christus vooruit na sy wederkoms. Op daardie dag sal die regverdige dooies lewendig uit die graf gebring en onverganklik gemaak word. Die regverdiges wat ten tye van daardie gebeurtenis lewendig is, sal hemel toe gaan sonder om ooit die dood te smaak. Die wonderwerk wat Christus op die punt gestaan het om te doen, naamlik om Lazarus uit die dood te wek, sou 'n demonstrasie wees om te toon hoe dat al die regverdige dooies eendag uit die dood gewek sal word. En dit is so mooi, daardie storie van Lazarus, jy weet, Jesus kom, dit is die grootste wonderwerk, amper, nee? Soos van al die wonderwerke wat hy gedoen het. Want dit is die finaliteit van die dood, wat jy nie kan terugdraai nie, maar Jesus kan. Ja. En as ons kyk na al die wonderwerke wat hy verrig het, ja, dit het 'n geweldig groot verskil gemaak in daardie mense se lewens. En nou elkeen het hy vir hulle gesê, gaan en sondig nie meer nie. Maar wat is die uiteinde van sonde? Die dood. Dis die dood. En hier kom hy, en hy wek Lazarus uit die dood uit. Maar voor dit, sê Lazarus se sussie, Here, ek weet hy gaan opstaan. Jesus sê, ja, die man is okay. Ja, ek weet hy gaan opstaan, maar jy weet, eers een dag. En sy was reg geweest, dit is wat hulle geglo het, en dit was reg, sy was nie verkeerd geweest nie. En Jesus gaan en hy doen hierdie, want die dood is eintlik die eintlike probleem. En om te glo dat daar nooit 'n opstanding gaan wees nie, dat dood gaan vir ewig altyd wees, sê dat sonde vir ewig en altyd gaan wees, dat daar nie regtig 'n verlossingsplan is nie, dat daar nie 'n plan is, dat daar 'n einde van dood gaan wees nie, maar dit is nie wat ons sien in die Bybel. Dit is wat ons sien in die woord van God nie. Jesaja 25 vers 8 is 'n baie mooi gedeelte, maar voor ek dit lees, nee, wil ek net graag alles bymekaar bring wat ons vandag gekyk het na. Ons het gekyk spesifiek na Jesus se opstanding. Ons weet Jesus het dood gegaan, hy het gesterf vir ons sondes. Maar as ek kyk na Jesus in die woord, en hy wat aarde toe gekom het, vir die mens,
dan is daar 3 dinge wat vir my baie sterk uitstaan. Die laaste een is sy opstanding. Die tweede laaste een is hy dat hy gesterf het vir ons. En dan die eerste een is dat hy geleef het vir ons. As mens gekom het. Hy het gekom en hy het vir ons kom leef. So hy het, weet, God het aarde toe gekom. Hy het mens geword vir ons. Maar hy het nie net mens gekom om dadelik te kom sterf en op te staan in die doodheid en terug te gaan hemel toe nie. Hy het aarde toe gekom, is gebore as 'n baba. Jy weet, wat totaal en al afhanklik is van die mens. God, die skepper. Johannes 1 sê dit vir ons so mooi. Ja. Niks wat ontstaan het, kon ontstaan het sonder hom nie. Alles wat bestaan is deur hom. Die een wat gekom het as 'n baba, wat groot geword het as 'n kind, en wat kom leef het vir ons. So dis die eerste punt. En ons kan nou baie diepte ingaan hieroor. Maar een van die belangrikste punte op dit spesifiek, is nie net dat ons kon sien hoe hy geleef het, en dat is voorbeeld vir ons is, en dit is al wonderlik, maar hy het vir ons God se karakter kom wys, in die manier hoe hy geleef het, in die manier hoe hy met mense gewerk het en omgegaan het, kom wys hy wie God is. En dan gaan lê hy sy lewe neer, soos wat sy eie woorde is. Hy het sy lewe neergelê, En dit weer. en hy het sy lewe gegee, en hy het die ewige dood vir ons kom sterf. Die tweede dood het hy vir ons kom sterf. Dit wat ons verdien het. Dis die dood wat ons verdien het. Maar dan stop dit nie daar nie. Hy staan op. En dit is waar vandag se les nou spesifiek op fokus. Want hy het nie net vir ons geleef nie, hy het nie net vir ons gesterf nie, maar hy het ook vir ons opgestaan. Want dit is waar die sleutelpunt is. Hy het oorwinning oor die dood behaal. Uit sy eie uit. Hy het sy lewe neergelê. Hy het dit opgeneem. God het die dood oorwin vir ons. Jesaja 25 vers 8. Hy sal die dood vir ewig vernietig. Dis Jesus. En die Here sal die trane van alle aangesigte afvee. En hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem. Want die Here het dit gespreek. Hoekom? Want dit is God se woord. En ons kan staan op sy woord. Ons Vader, ons sê dankie. Ons loof en prys die wonderlike naam wat vir ons alles kom gee het. Die grootste prys. Dat U vir ons kom leef het, kom sterf het, en dat U die dood oorwin het. Dankie Here dat ons nie hoef bang te wees vir die graf nie. Dankie Here dat ons nie hoef bang te wees vir wat hierna kom nie, want ons kan U vertrou en ons lewe in U hande oorgee. Help ons Here om tot sonde te sterf, tot self te sterf, dat ons in U vir ewig kan leef.